Liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is natuurlik besig met die boek Filippense en ons gaan hierdie week gesels van Filippense 3, van vers 1 af tot en met einde vers 11 gaan ons kyk wat het Paulus vir ons daarin geskryf. En voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag weer hier by mekaar te wees en uit die woord uit te lees en oop te wees vir u werking in ons lewe. Hemelse Vader, ons kom bid dat u ook hierdie woord aan ons sal openbaar en dit oopbreek, verstaanbaar maak, maar dit sal integreer in ons lewens, sodat ons dit sal uitleef en regtig waar lewende getuie vir u sal wees. Baie dankie vir dit wat u vir ons gedoen het aan die kruis, Jesus. Baie dankie vir die vryspraak wat ons daardeur kon kry. Dankie vir die regsposisie van geregtigheid wat ons kon verwerf daardeur. Die feit dat ons in u glo. Jesus, ons kom bid vandag dat u net hierdie woord aan ons oopbreek, asseblief. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ouer gewoonte, gaan die teksgedeelte ook op jou skerm verskyn, die 83 vertaling, en verlede week het ons stilgestaan by die gedeelte daarvan 2 vers 12 af wat gegaan het oor ligdraers, oor hoe ons moet wees en die verskil wat ons moet maak in die lewe. Nou hierdie week is 'n bietjie 'n anderste tema, dit gaan oor die geregtigheid, dit gaan eintlik oor jou stand, die stand wat jy het voor God, die wyse waarop God na jou kyk, en ek dink dis baie belangrik, en baie gelowiges verstaan nie hoe belangrik dit is nie, en die impak wat dit maak op jou lewe nie. Maar kom ons kyk daarvan 3 van vers 1 af. Hy sê, verder my broers, gelowiges, kyk wat sê hy sê, wees bly in die Here. Wees bly in die Here. Want as 'n mens praat ons oor blydskap, partykeer is mens hartseer, maar hy sê, in die Here kan ek bly wees. Die feit dat ek in hom is daar blydskap, want hy is my verlosser, en hy stap 'n pad met my, hy het 'n doel met my, en hy sê, ek en jy moet bly wees in die Here, en om in die Here bly te wees, is om dis eintlik genoegsaam te wees. Goed, en dan gaan hy aan en hy sê, om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is vir my nie moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Nou dat ek weer met jou moet praat oor geloofsekerheid en oor geregtigheid, al daardie goed, hy sê, ek skryf graag weer daaroor, en sodat dit vir jou versterkend kan wees vir jou geloofslewe. Dan sê hy vir hulle, pas op vir daardie dwaalleraars, die mense wat kwaadstig, die mense wat verkeerde goed kom vertel oor Christus, wat julle eintlik op 'n syspoor wil neem. Hy sê, pas op vir daardie mense, wat kwaadstig is, hierdie dwaalleraars, wat eintlik nie daarop uit is, dat daar een of ander stryery in die geloof moet plaasvind, dat ons hier oor stry of daar oor stry, en dat ons nie by fundamentele goed stil staan, en daaroor saamstem nie. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. So hy praat met hulle en sê vir hulle eintlik wat hy vir hulle sê is, daar's mense wat kom weer met die ou gebruike en ou gewoontes wat ons eintlik al van ontslaag geraak het. En ons sien dit veral in die boek Galasiërs, wanneer hy sê, weet, julle is vry, julle het die Heilige Gees ontvang, toe julle in Jesus Christus begin glo het, so moet nou asseblief weer teruggaan op die pad van die wet en die werke, en daardeur probeer vryspraak kry. Hy sê, nee, julle het nie begin, en julle het die Gees ontvang, wil julle nou weer teruggaan op die ander pad, en dis eintlik wat hy hier vir hulle self sê. Daar was mense wat gesê het, dwaalleraars wat gesê het, ja, maar as jy in Christus glo, dan moet jy jou laat besny. So ons moet van daai ou bedeling, daai ou wette en goeders moet ons ook weer terugbring. Dit moet deel wees daarvan. So wat word van die vryheid wat ek het in Christus? Nou sê hy, ons gaan eintlik oor hierdie wettisisme, So hy is teen die mense wat met hulle wettisisme kom, want dit neem
dit ontneem die ander mense van die vryheid wat daar is in Christus. So as jy, hy sê eintlik daardeur, as jy as Griek dan nou tot geloof kom, hy sê wat eintlik dan moet gebeur, dan moet jy jou besny, sodat jy waarlik dan in Christus kan wees. En Paulus sê, nee, dit werk nie so nie. Dit is 'n valse lering. Om in Christus te wees, Christus is vir ons genoeg, daar moet nie nog goed bygevoeg word nie. So hy sê, pas op vir hierdie dwaalleraars, né, wat ander goed verkondig. Pas op vir die mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. So, my waarsku julle, pas op daarvoor. En hy sê, ons as gelowiges, ons wat in Christus is, ons wat Christus aangeneem het as verlosser, waar ons gesê het, maar kom in en maak my lewe nuut, geef my die ware lewe, die Zoe lewe, is 'n lewe wat vanuit God gevorm is. Hy sê, ons het die ware besnydenis, menende net eintlik wat hy daardeur sê is, ons het hierdie ware lewe. Dit is die regte pad. Dis die pad van die nuwe verbond, dis die pad in Christus, die regte pad. Ons het die ware besnydenis, nie die ander mense wat met wettisisme gepaard gaan nie. Ons wat God deur sy gees dien. Nou as jy weer teruggaan na die boek Galasiërs toe, dan sal jy sien in Galasiërs 3 sluit dit mooi by aan, want Paulus het eintlik in baie ander gemeentes ook daarmee gesukkel. Hy sê vir hulle byvoorbeeld in Galasiërs 3 daarvan vers 2, net een ding wil ek van julle weet, hy raas so 'n bietjie met die gemeente, hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig, weer terug te gaan na hierdie wettisisme, na hierdie werke, na daai tipe besnydenis waarvan hy praat in Filippense 3. So hy sê, dan gaan hy aan hier in Galasiërs net vers 5, 3 vers 5, hy sê, hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou, of omdat julle in die evangelie glo. So daar sê vir hulle baie duidelik, julle wat sekere goed ervaar, doen julle dit omdat julle in die evangelie geglo het, of die wet onderhou het. En hier het ons presies dieselfde, hy sê, jy die ware besnydenis, jy daai vryheid in Christus ontvang. Ons wat hom deur sy gees dien. Hy het in ons lewe ingekom, toe ek my lewe afgesterf het, het die Heilige Gees in my lewe kom inwoon, en ek leef nou onder leiding van die Heilige Gees. Dit wat Romeine 8, Paulus skryf Romeine 8, lewe onder leiding, lewe onder beheersing van die Gees. Hy sê, dis wie ons is. Hy gaan aan daar by 3 vers 3, ons wat ons op Christus Jesus beroem. Dis op wie ons staat maak. Christus, hy noem weer Christus eerste, daar die titel, Christus Jesus beroem, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Nie op die wet nie op die wettisisme nie op ons eie werke nie op wie en wat ek is nie, maar slegs alleen op Christus, Jesus, Christus, die verlosser, wat ons kom vrykoop het. Hy sê, dis waarop ons moet roep, dis waarin ons moet vashou. En so ook ek en jy, nie op grond van jou titel en status en wat jy het en waar jy bly, nee, dis nie vir God belangrik nie. Wat vir God belangrik is aan wie jy behoort. En as jy aan Jesus Christus behoort, Christus, wat jou kom vrymaak het, hy sê, dis wat ek wil hê. Dan is jy reg voor God. Dan is jou status reg voor God. En dan skryf Paulus verder aan en hy sê in vers 4, hy sê, maar as julle ore uitleen aan hierdie dwaalleraars, wat eintlik kom sê, uiterlike dinge, wettisisme, al daardie goed, hy sê, wow, kyk bietjie, ek wat Paulus is, behoort dan nogal voor neer te staan. Hy sê in 3 vers 4, toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. En dan begin hy soos 'n geestelike, of hy begin so CV noem, né? Hy sê,
Ek is op die 8ste dag besny, regte tyd, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam van Benjamin, prima stam, 'n egte Hebreër. In wetsonderhouding was ek 'n fariseer, so 'n belangrike man. Fariseer, in ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry. Hoor wat sê hy, in onderhouding van die wet van Moses, so ek het hierdie wet regtig na die beste van my vermoë onderhou, soos wat dit 'n fariseer betaam het. Hoekom? Om vryspraak te kry, om my posisie voor God te kan verander. En hy sê, onberispelik, ek was onberispelik daarin, ek was die voorbeeld van almal, 'n voorbeeld vir almal. Vers 7, hy sê, maar eintlik het my lewe kom verander. Hierdie goed sou vir my baie belangrik gewees het, maar hy sê nou, goed, maar wat eers vir my 'n bate was, hierdie goed, al hierdie geestelike CV goed, van, ek sê Hebreër, ek sê Israeliet, uit die stam van Benjamin, op die 8ste dag besny, al hierdie goed wat ek so 'n fariseer, so al hierdie goed wat ek gedoen het, is eintlik vir my 'n bate, maar nou sê hy, maar wat eers vir my 'n bate was, dit wat vir hom belangrik was, al hierdie goed, van wie en wat hy is, en dat hy probeer vryspraak kry daardeur. Hy sê, wat eers my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos. Dis niks seggend meer vir my nie. Dit het geen waarde vir my nie. Hoekom? Hy sê, dis terwille van, en dan kyk wat sê, terwille van Christus. Omdat Christus deel van my lewe geword het, het ek al daai goed van wie en wat ek is, het ek een kant toe geskuif. Want nou, wat hy eintlik vir ons sê is, Christus is alles. Nie wie en wat jy is nie, maar Christus moet alles wees in jou lewe. Hy sê, ja, vers 8, ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, dis 'n verlies. Ek beskou al hierdie goed as 'n verlies, want om Christus Jesus, sien hoe noem hy die titel weer eers, Christus, dan Jesus, die Messias, om Christus Jesus, my Here, so dis nie sommer net iemand nie, maar hy is my Here, hy is my verlosser, hy is die een na wie ek opkyk, om Christus Jesus my Here te ken, om in verhouding, hy gebruik die woordjie ginosko, om in verhouding met hom te staan, hy sê dit oortref alles in waarde, oortref alles in waarde, hy sê dus, die dag toe ek Christus gekry het, was dit vir my 'n bate, was my 'n wins gewees, so al daardie ander goed, daardie wetsonderhouding, al daai goed is 'n verlies, ek wil dit nie meer hê nie, ek beskou dit as waardeloos, kan dit eintlik maar net weggooi. Christus is my alles. En hy sê, dit gaan om oor Christus te ken, om in verhouding met hom te leef. Terwille van hom, terwille van Christus, het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik. Dis 'n baie sterk woord wat hy hier gebruik, wat hy sê, verwerplik, dis soos uitskeiding, ek wil niks daarmee te doen hê nie, dit is, ek wil absoluut vergeet van dit, ek wil dit weggooi, so, maar om Christus te ken, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, enigste skat kan verkry, so, dan skuif ek hierdie goed een kant toe. Dit wys so vir hoe belangrik was Christus vir Paulus gewees, die feit dat hy as Paulus, as mens, dat hy in Christus is, dat hy in verhouding met hom leef, was vir hom alles gewees. Hoe sê dit? The ultimate. En daarom, al die ander goed is nie meer belangrik nie. Dit is my vraag, is dit vir jou so belangrik om 'n Christen te wees? Is dit vir jou so belangrik, soos wat dit vir Paulus was, om aan Christus verbonde te wees? Is dit ook vir jou alles? Is dit ook hierdie groot skat, hierdie waardevolle skat, dat as ek hierdie skat ontdek, dan verander my hele lewe? Is dit vir jou so waardevol? Hy sê vir ons weer daar in vers 8b, ek beskou al die ander goed as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En kyk wat sê, en een met hom kan wees.
verbonde aan hom. Vrygespreek. Vrygespreek. Né? Hoor wat sê? Vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Ek word vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, oor wie en wat ek is nie, oor die manier waarop ek leef, ten einde vryspraak te kan kry, soos wat hy hier vir ons gesê het, in vers 6, ek onderhou soos 'n fariseer onderhou ek hierdie wet, sodat ek vryspraak kan kry. Maar ek kon dit nooit regkry nie. Maar toe ek Christus ontdek, het daar iets anders te gebeur. Dit was my 'n bate, dit is my 'n skat, en ek gooi al die ander goed weg, dat ek vrygespreek word deur Christus, deur in Christus te wees. Hoekom? Want Christus het namens my gesterf. Christus het die Satan namens my oorwin. Hy het aan die kruis kom sterf, in my plek waar ek eintlik veronderstel was om te sterf, sodat ek dan sy onskuld het eintlik my onskuld geword. En my skuld het sy skuld geword en hy moes sterf daarvoor. So daardie ruiltransaksie. En hy sê, ek is daardeur vrygespreek, omdat Christus my verlosser is, deurdat ek in hom glo. Dan gaan hy aan in vers 9 en hy sê, dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Hoor jy dit? Jy word vrygespreek omdat jy in Christus glo. Nie omdat jy 'n klomp goed doen nie, nie omdat jy tweemaal 'n week kerk toe gaan en al die Bybelstudies bywoon en elke dag ure lank met jou Bybel spandeer nie. Nee. Hoor mooi, hy sê jy word vrygespreek omdat 'n mens in hom glo. Dis wat belangrik is. Al wat ek wens, sê hy dan, is om Christus te ken, in verhouding met hom te leef en om daardeur beter te leer ken, die krag van sy opstanding te ondervind. Die opstandingslewe, hierdie nuwe lewe wat hy nou in my kom wek het. Want daar in Efesiërs 2 vers 10 kom sê hy, wanneer hy jou kom verander, wanneer jy tot bekering kom, dan maak hy jou nuut, hy kom maak jou eintlik oor weer, sodat jy gereed is vir die koninkryk van God. Hy kom maak jou oor, hy herprogrammeer jou as dit ware, sodat jy vir die koninkryk kan funksioneer. So hy sê, ek wil graag net vir Christus ken, ek wil in verhouding met hom leef, ek wil sy opstanding ondervind, daai oorwinning wil ek ondervind, ek wil dit ervaar in hierdie wêreld om as oorwinnaar te leef, en deel te hê aan sy lyding deur ook gelyk te word in sy dood, die goed te kan afsterf in my lewe, en in die verwagting dat ek ook self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. As ek deel het aan hom, dat aan die sterfte, dat hy gesterf het en opgestaan het uit die dood, dat ek ook daarin sal deel hê. Dat ek ook myself sal afsterwe met die wete, dat omdat ek gesterf het, sal Christus my weer 'n nuwe lewe gee. Is daar ook 'n lewe na die dood, 'n opstanding uit die dood uit, soos wat daar ook vir Christus was. So hy kom, is 'n mooi gedeelte, wat hy eintlik vir my en jou kom sê. Hy sê, dink bietjie mooi, wat is jou geregtigheid? Wat is jou stand voor God? Is jy 'n vrygespreekte? Hy sê, jy kan nie 'n vrygespreekte wees op grond van jou eie werke, op grond van jou eie dade, en wie jy is, en waar jy bly, en hoe lyk jou geslagsregister nie. Hy sê nee. Hy sê, jy word 'n vrygespreekte, omdat jy in hom glo, omdat jy in Christus glo, daarom word jy vrygespreek, daarom word jy heeltemal anders. Hy sê, en as vrygespreekte, moet ek hierdie wettisisme uit my lewe uithaal. En moet ek begin leef met die vryheid en die krag wat ek in Christus begin kry, onder leiding en werking van die Heilige Gees. En dis regtig my gebed vir jou, dat jy dit sal snap, en volgende week sal ons dan verder gaan kyk na Filippense 3, daarvan vers 12 af, oor wat hy sê, maar hoe werk ek? Ek span my in, dis heeltyd hierdie, ek span my in om dit te kan kry,
Ek sê nie dat ek dit alles al het nie, maar ek span my in. Maar volgende week gaan ons daarna kyk. Maar vir nou, ek dink, gaan dink bietjie daaroor, oor hierdie ware geregtigheid wat jy het, hierdie vryspraak wat jy gekry het, en dat jou stand voor God verander het, en sê vir Christus dankie daarvoor, en vir die Vader dat hy Christus gestuur het, en mag die werking van die Heilige Gees in jou lewe, dit vir jou openbaar ook. En baie seën vir jou. Onthou hiernaas daar 'n Bybelstudie, kyk na die Bybelstudie, en bespreek dit met iemand, dalk werk jy dit self deur, maar mag jy ook daar tot verdere insig kom. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vryspraak het in U. Dankie vir die feit dat U kom sterf het, Jesus, en dit was 'n duur prys. Dit was nie maklik geweest nie, maar daardeur het U vir ons oorwinning bewerk, en ons sê vir U baie dankie daarvoor. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir al U genadegawes wat U vir ons gee, sodat ons diensbaar kan wees in die koninkryk. Ek bid vir elkeen wat na hierdie woord luister, dat U hulle sal toerus vir die koninkryk, en dat U saam met hulle sal wees, dat die Heilige Gees deur hulle sal werk, en Heilige Gees, ek bid dat U hulle sal volmaak, tot oorlopends toe volmaak, en dat U net hulle weer sal laat besef wat hulle identiteit is in Christus. Baie dankie vir alles wat U doen. Ons loof en prys U, omdat U ons verlosser is, en ons geregtigheid is ook. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag jy werklik ware geseënde week hê, gaan uit en gaan maak 'n verskil. Groete tot volgende keer.